Goeiemôre, wat 'n wonderlike voorreg om weer eens op hierdie Saterdagoggend met u te kan praat. Dis vandag 4 Oktober 2025 en ek wil graag die volgende opmerking maak. God dink nie aan ons sondes nie. Jy sien, liewe mense, in die Ou Testament, as die volk van Israel gesondig het, dan moes hulle 'n offer bring. Ons lees in Jesaja 43:25 onder die opskrif onverdiende genade, lees ons die volgende: Ek is dit wat jou oortredinge uitdelg om my ontwil, en aan jou sondes dink ek nie. As ons net hoofstuk 42 gaan lees, dan staan daar 'n sondige volk en 'n genadige God. En is dit nie genade op genade op genade, dat ons hemelse Vader nie aan ons dink nie, aan ons sondes dink nie. Hy het hulle dit vergewe, die volk van Israel. Maar nou, daar moes gereeld offers gebring word, en offers gebring word vir al die oortredinge, vir al hulle ongeregtighede. Maar nou kom ons in die Nuwe Testament in die genade dispensasie, dan lees Hebreërs 8 vers 12 as volg: en aan hulle sondes en hulle oortredinge nooit meer dink nie. En dit word net so bevestig in Hebreërs 10 vers 17. Maar die opskrif daarvan is: offers van die ou verbond moes gedurig herhaal word, bloot omdat dit onvolmaak was. Die offer van Christus, wat hy vir jou en vir my op die hoogte van Golgotha gedoen het, het eenmaal plaasgevind en was heeltemal voldoende. Jy sien, liewe mens, dit wat ons koning vir ons op die hoogte van Golgotha gedoen het, was meer as genoeg om die totale menslike ras, wat was, wat is en wat sal kom, sy totale sonde uit die weg uit te ruim. Dit is die wat Johannes 1 Johannes 1 vers 9 vir ons sê: as ons sondes bely, hy is getrou en regverdig om ons ongeregtighede te vergewe. En dit is so baie waar, ek en jy moet net opreg ons sondes gaan bely. Dan sal hy, ons koning, dit vergewe, en hy dink nooit weer daaraan nie. Nou bly die vraag: hoekom dink ek en jy heeltyd daaraan? En ek veralgemeen, hoekom hou ons onsself skuldig voor die Here as ons koning ons dit vergewe het? Dink jy nie ons moet ook daarvan vergewe, dit agter ons sit? Dis die wat Jesaja 43:18 vir ons sê. Ons dink nie aan die vorige dinge wat gebeur het nie, en slaan geen ag op wat vroeër gebeur het nie. Dit wat verby is, dit wat history is, as ek dit so mag uitdruk, is veronderstel om geskiedenis te wees en geskiedenis te bly. Ons moet nie heeltyd terugdink aan dit en onsself kruisig met dit wat ons verkeerd gedoen het in die verlede nie. Ons moet aanbeweeg en reikhalsend uitreik na dit wat vir ons voorlê. Ons koning het ons vergewe, daarom moet ons ook dit agter ons sit en aangaan met ons lewens. En ek weet, dis nie maklik nie, liewe mens. Baie keer kom herinner die Satan vir jou en vir my daaraan, en hy roep dit in herinnering. Liewe mens, ek en jy is op hierdie aarde geplaas om te heers oor die werke van die Satan. Gelees maar self Lukas 10 vers 19, waar hy sê: die Here het vir jou en vir my die mag gegee om op slange en skorpioene te trap. Ek en jy moet gaan heers. Dit was al reeds van die begin van tyd jou en my opdrag, Genesis 1:26. Dit bly net jou en my persoonlike keuse. Baie dankie dat jy vandag na my geluister het. Shalom.